Anna Congress. Dis 'n gedig wat ek opgedra het aan Anna Carolus. Dis 'n ou suster van ons kerk. En soos ek gesê, baie van my gedigte het ek geskryf oor goed wat ek gehoor het. En dis een van die goed wat ek gehoor met my ouers, dat die dame was ook 'n groot, soos ons al gesê het, 'n voorraadloper. Hulle, die ou mense, dis 'n groot vrou. Sy is nou oorlede en ek het dit vir haar geskryf. Deelname van die Eertydse Kongres, bekend gestaan onder andere, een van vele voorlopers, met durf en uitbundige daad, saamgepraat, saamgehardloop, saamgetrek, saamgehok tot die volgende oproer. Na al die gesweerige opsweef, besluit jy snaaks genoeg om toch ook jou stem te laat hoor, die keer eenvoudig, onderdanig, tot die koorleidste, loyale oorlis van die AME Kerk. Nou is jou stem stil, nou is die gehardloop verby, nou is die stryd volhard, nou is die volgehoue voorbrand uiteindelik volbring. My maat vertel dat Auntie Anna was 'n moeilike kongresdame. In die eerste tyd, so toe my oupa nog deelname gehad het aan die kongres, die mense, hulle het dit genoem kongres, hulle het nie gesê ANC nie, hulle het gesê kongres. Hulle gesê, sy was een van die vrouens gewees wat regtig, as sy gepraat het sy gepraat. En as haar besluite geneem gewees het sy besluite geneem. En dis een van die vrouens, toe ek haar leer ken het, as tiener, was het 'n stil tannie gewees. Nou, dat ek altyd gedink, nou kan ek maar alles sê, die auntie was so oproerig gewees. Sy lyk net so stil in die kerk en voorbeeldig. En sy het 'n pragtige stem gehad. So, vir my was dit, ek wil iets skryf dat sy het wel aarde stem in politiek en buite gehad, maar as sy die kerk was sy onderdanig, want dit is onder God gewees. En sy het haar stem tot ere van die Here gebring. So sy het haar stem twee kante gebruik. Baie mooi. Dis die Swart Douweroond, dit is vir my oupa wat ek geskryf het. Wanneer die aanvangs van die aandklok weer galm, weer klink die oordrywige klop aan die voordeur, tot jou siel versteen. 'n geskarrel om almal versteek te kry in die hangkas, agter die koster se kuspak, en die muurbed se blommetjies gordyn. Die gebulder van stemme maak oop of kadoef. Nou wil jy weer, ons breek sommer die deur af. 'n sagte stem aantoonlik verbluf. Goeienaand meneer, kan ek u help? Jy vra nog, waar is hy? Van wie praat jy nou? Jy weet van wie. Moet jy ook nie staan en onnoosel nou nie. Die man van die huis, stoele waai in die ronde, tafel met aankos word omgekeer, jy hoor net klik, klak, klik. Matrasse word opgelig, klerekaste se deure word opgeruk, voorlandse klere word nou op die grond gegooi. Dan hoor jy, ons kom weer. Ons sal hom kry, die hoednot. Sal ons kry. Alles is nou die mekaar. Dis Woensdag aan. Die kongres het vergader. Die braai-ertappels, geel huis met rosyne lê verstrooid op die grond. Die heel braai-honde uit die oond gepluk. Dit lê nou in stukke. Sê jy my nou vandag. Van wanneer af is 'n mens van amper 5'6" lank versteek in die Swart Douweroond? Ek het eintlik so van 'n grappie probeer vertel, my tante het dit vertel, toe my oupa so 'n vergaderings toe gegaan het in die aande, en die polisie moet dan aan die deure kom klop het, as hulle nou die mense gesoek het, wat nou moes na die vergaderings toe gegaan het. As dit my tante gesê, hulle het nie omgegee nie, hulle kom soek 'n mens, en sy was 'n kind gewees, dan het my ouma hulle weggesteek in die klerekas, agter die bed, my ouma het 'n muurbed gehad, agter die matras in die muurbed, het hulle ingeskryf het, soos die polisie gekom klop het. Hulle het net die deure oopgetrap, en hulle het die kos van die tafels afgegooi, en nou soek hulle my oupa, maar my oupa sê daar nie, my oupa moes nou vergadering toe. Toe het ek besluit, ek gaan die gedig skryf oor wat sy vir my vertel het. My pa sê nou wel, hy kan nie veel onthou nie, want hy was jonger geweest as my tante, maar my tante het die meeste van die goed vir my vertel, so dis hoekom ek die weergawe het. Baie mooi.
Ek het ook aangedink vir jou, ja, daar sekere goed wat jy nou sal nou nie dalk nou kan verstaan nie. Ek het Kongres gebruik en dit kan vir jou daar gesê, dis ANC. Die UDF was This is United Democratic Front. Grassroots was die Grassroots Community Newspaper. En Pote is eintlik gelykstaande aan polisie. That is all that I got for you, and I would like to give this also to you. Copy of that. Wow. I want to say that I really appreciate the fact that you give me this opportunity to have spoke and have shared my poems with you. And I hope this will be also at value for you and your colleagues, all the students overseas. And thank you for giving me this chance to share my life story. I'm also currently busy with another book. I'm calling it in Afrikaans is Gronderosie, is 'n persoonlike digbundel oor my lewe. En ek het dit is eintlik al klaar. Ek moet dit nog net vir Floris Brown gee om dit nou deur te gaan en dan gaan ek dit uitstuur vir publikasie. Een wat ek nou tans mee besig is noem ek Aardsengele. Dis ook oor al die mense wat ek voel aardsengele is op aarde. En baie keer besef ons nie dat iemand net langs aan ons eintlik 'n engel is. Sonder dat ons weet. Ek het baie persoonlike ondervindings ook gehad van mense wat vir my gehelp het, wat ek glad nie ken nie. Ek kan een incident met jou nou meedeel, want ek het 'n gedig daaroor geskrywe. Dit het gebeur, ek het altyd in die aand gestap, ek moes tot laat toe werk, en dan moet ek 'n bus gekry het op Mulberry bushalte. En een aand het ek net 'n stem gehoor, en die persoon sê vir my, jy moet nie so in die donker staan nie. Hier daar nog mense hierso. Vir my was ek staan alleen in die bushalte. Ek is pikdonker, dis in die winter. Ek sien niemand nie. En die bestem sê toe vir my, ek dink jy moet in die lig gaan staan onder die lig, onder die lamppaal. En ek sê vir myself, waar is die man? Maar ek sê nog steeds niks nie. Maar ek gaan staan onder die lamppaal. En toe die bus kom, wat op pad Etlon toe is, want daai tyd woon ek in Etlon, klim ek in, en jy sal my nie glo nie, 'n stuk van 8 mans klim in die bus agter my, en almal vra vir my, hoekom is jy vandaan so laat? Ons wag al heel aan vir jou, en ek het net daai oomblik besef, en ek kyk vir hulle, en ek sê vir hulle, hoekom ek is laat? Toe sê, ons is elke Saterdag aand hierso. En ek het nooit besef eintlik, en dit is in my oë was hulle so skollies gewees, so ons hulle sal waarneem as skollies, maar eintlik was hulle my aardsengele. Hulle het elke Saterdag aand in die bus op die langs aan gewag, maar dis die eerste aand wat hulle saam met my in die bus klim. En ek het weer iets besef, hulle kon wees hoeveel keer al seer gemaak as hulle gewou het, maar hulle het daai aand vir my gewag. So, en ek het besluit, ek wil 'n bundel uitbring, om almal wat, en ek ken nie van hulle nie, ek weet nie waar hulle nou is nie, om net vir mense te sê, maar eintlik is daar baie aardsengele. Ons sien hulle nie, hulle was in hulle groep, is hulle nie aardsengele nie. Maar hulle het geweet, ek kom van die werk af. Baie dankie. En ek het net besluit, ek gaan 'n bundel uitbring oor aardsengele. Baie dankie. Baie dankie. Cynthia can join us. Now, Wilma, I want to respond to you giving me this, and you feel grateful for the opportunity to share this with me. But I want to reply to that with a bit of an unusual story. As a child, I always felt the harm done to my people by the British is something that still hurts within me. As my ancestors were, driven out of their homes were burnt, everything that they had was destroyed, and the women were put in concentration camps, and now we lost family. One of my relatives was working at a Red Cross hospital where the British came in and they shot every man in his bed. And she fell over the person that she was with, and she said, "You will not kill him." So they stabbed her 17 times. She survived it. And there's photos of her back with all those wounds on it. And so I've always wished the British could
apologize for that. But of course, what would you find today? If you had to speak to a British person about that today, they'd say, well, I had nothing to do with that war. I know nothing about it. I'm not guilty, so why must I apologize to you? And they feel that way. Yet I have that feeling. And then deeply I realize, but my people did so much harm, so much pain to our own people here in this country. And so today I want to apologize to you for what my people did to you. Because I know how deep those wounds are and how much we need to heal from that. And so I hope that by doing things like this, that this will help to bring healing. It's not just a Truth and Reconciliation Commission where a few people go and declare it and that heals it. It takes every one of us in our lives to help that healing. And that healing is done when we all feel throughout. When we joy and cherish and say we are brothers and sisters again. We've come through this. You know, and it doesn't just happen because it's past. As I can attest to you, what I'm speaking about is more than 100 years ago, and it still hurts. And so I can then just imagine the pain you must feel. It's so recent. You can just, in your memory, look back just a little bit, and there it is. The wounds are still on you. I can point to nobody that I know with the wounds. It's only now in the archives. But yet it's in the archives of my memory too. But with you, it's still around you. You still see the people, as you mentioned, those with the pain that they've had. So thank you for sharing this with me. That, to me, is strengthens me, and I know the task that I have to reach out, to bring healing. And never will I say it wasn't me. It is part of my people, and I take that responsibility. It's my job too. So thank you very much for that. There's only one thing I also wanted to inform you about this. My grandmother, they're actually white from my mother's side. And they had a farm in Danielskuil. And we